net hier by die troon te kan kom staan. Vader, om net, die liedjie het soveel krag. En dit maak nie saak hoe moeilik ons jaar was nie. U is elke keer daar. Ons sê vir U dankie. Ons staan na die einde van hierdie jaar toe. En ons wil vir U dankie sê dat ons elke dag op U kan kom leun het. Here, dat U vir ons daar was, vir ons raad gegee het. Here, en bovenal dat U ons beskerm het en lief is vir ons. Here, seën dan nou so die verrigtinge in Jesus naam. Amen. Julle kan julle sitplekke neem. Dit is selfs vir my moeilik om so 'n mindshift te maak na so 'n powerful song en om op my energy level te kom. Maar ek is seker ons sal daarby ook uitkom. Ek wil net vir julle vra, kan ons vir hierdie musiekspan net 'n wonderlike handeklap gee? Ek het gehoor, ek luister nie altyd nie, maar jy moet net gou wegkruip. Ek het gehoor dat hulle ook net 'n ou verrassingkie wil hê, so ons gaan hulle ook maar net gou meedeel met 'n verrassingkie voordat hulle afgaan. Terwyl hulle daar besig is om sweeties te eet. Ek is nie vir net die sweetie pastoor nie. As julle wil sweeties hê, steek op jou hand. Ons hy Tanya Karen daar agter. Dit is dan so dat ons ook hier op die einde van die jaar 'n bietjie erkenning gee vir die kinders. En ek wil heel eers kom en ek wil dankie sê vir die Here dat ons hier is vandag. En weer eens dat hy ons deurgedra het dat ons hier kan wees. En tweedens wil ek vir die ouers baie dankie sê, want sonder julle is die kinderkerk maar bra leeg. En alhoewel dit lekker is om 1 tot 1 met iemand te werk, mis jy die kommentaar van die enetjie. En daai enetjie wat nie wil stil sit nie. Dit klink frustrerend en dan kom laai die ma's hulle daaraf en dan sê dit van hoorie so my kind is vandag 'n riller, asseblief. As hy erg is, laat weet my. Maar daai kind is net 'n riller by die huis. Ons het sulke sensors hier op die hoeke van die kerk se gronde. Sodra julle hier binne beweeg, dan is hulle soet. My kinders, julle moes nou gesê het amen. Maar sy. Maar ek wil ook nie beklei nie, maar ek wil graag vir julle 'n videoklip speel. Om vir julle die belangrikheid nie net van ouerskap nie, maar van die gemeente se betrokkenheid binne in die kinderkerk net bietjie uit te wys. Angry, I promise. It is a burden I have never felt at this level. If you call this church your home, I want every single one of you at some point to serve in our children's ministry. It isn't because we're desperate for help. Here's why. This is war. This is war. And quite possibly, that generation could steward the last great move of God in the earth. And it's our responsibility to raise them up in the fear and admonition of the Lord, to begin telling them stories at 6 years old of seeing the waters of the Red Sea part, so that they call that normal. We cannot just come sit in the pews by ourselves, acting like Jesus isn't coming again. He is coming again soon. And there is a war that is ramping up. I do not want to get to the end of my life, look in the mirror and say, I had a good run. I want to look in the mirror, past the mirror and say, God, I just pray you are pleased. We must raise them up. We must send them out. They must be ready for battle. It is coming to their doorstep. I will not just enjoy the ride of the megachurch movement as churches get bigger and bigger while getting weaker and weaker. The only way we get stronger is raising up the younger generations. I'm not angry, I promise. It is a burden I have never felt at this level. We've got to do something. I need your help. We need your help. It takes the family of God to raise the children of God. Nou sê, ek wil gou vir julle net 'n versie lees hier so uit 2 Johannes vers 8 wat sê wees op julle hoede dat ons nie verloor
wat ons deur arbeid verkry het nie, maar 'n volle loon ontvang. En net soos daar van die kinders is waar ek en Tanya nou op die stadium is waar ons hulle gaan oorgee aan die tienerkerk, beteken dit nie ons moet hulle ook net laat gaan nie. Ons moet nog steeds deel wees van hulle. En so ook elkeen van julle, al praat jy net met die kind, al bemoedig jy net 'n kind, dit hoef nie jou eie te wees nie. En ja, ek is ook 'n kind, net vir die van julle wat nie geweet het. Nou dit is vir my en Tanya verskriklik lekker om daar agter te werk. Dit is 'n passie wat in ons harte brand. En ons weet wat in julle lewens aangaan. Kinders is dood eerlik. Ek het 'n videoetjie wat ek ook gou net vinnig vir julle wil wys. Net vir julle om daai tuis te bring. Yeah, this is Eliza's dad. Oh, you're her boyfriend. She didn't tell me she had a boyfriend. Ja, is net so 'n grappietjie, maar so weet ons dit. OK, ons gaan dan aangaan en die spesiale toekenningkies uitgee. So ek wil eers gou vir Angelique vorentoe roep. Nou Angelique kry toekenning, sy is ons teksvers guru. Nou ons het saam met elke lesie het ons 'n onthou versie en ek weet nie hoe sy dit reg kry nie. Sy leer hom en sy maak hom haar eie. Sê gou vir Johannes 1 vers 5. Baie dankie, het julle gehoor? Sy maak dit haar eie. Dan wil ons oproep vir Amy van der Westhuizen. Nou sy is, ek het 'n ander naam, Tannie Tanya het iets hier geskryf, die vreugdevolle. Maar sy is net 'n lekker kind om te hê, maar julle sal nou nie mooi sien, vandag het sy haar plat skoene, gewoonlik dra sy sulke dik skoene, dis haar worship skoene. Dan sing en dans sy daar agter, asof niks daar gaan keer nie. So, Amy? Ja, as jy haar sien, dan dit borrel hier binne in jou, soos wat dit uit haar uitborrel. Sy is net 'n baie vreugdevolle kind, baie. $8,760 dae in 'n jaar, 8 ure in 'n jaar. Skus. Dit voel partykeer so, maar dit is net Januarie maand, julle moenie worry nie. En van daai 8,000 het ons net 52 ure. Dit is as ons elke Sondag kerk toe kom. As ons nie op vakansie gaan nie. En as jy jou kind elke Sondag hier bring, wat ons tyd het om dit om te deel. En ek en Tanya het 58 kinders. Sorry Leonardia. En ek kan nie regtig een van hulle uitskiet nie. Maar daar is net iemand wat ons graag wil noem, en ek wil graag vir Eli vra om vorentoe te kom. En om te sien hoe die kinders groei, wat ook ons tema was, van waar hulle was, tot waar hulle nou is, het ek en Tannie Tanya gedink, hy is ons uitskieter vir die jaar. Om te sien hoe hy gegroei het, en verstandig is, en leierskap neem daar agter in die kinderkerk, en help, sonder dat ons hom vra, sonder dat ons iets doen, bring hy bietjie die kleintjies onder beheer. Nou, hy is 'n redelike fris knapie. Ek skrik ook as hy op my afstap en sê, oom, kan ek help? Dan sê dit van, ja, kry vir jou wat jy wil doen daar. Dis nie 'n probleem nie. Kyk, Eli, baie geluk. En dan laastens, ek gaan hulle albei saam oproep hier na boontoe, is 'n ligdraertjie.
Nou ligdraer is, as jy hulle sien, volg jy hulle. En ek wil vir Hanro en Melanke vra, waar is julle? Boeta bring vir Sissa. Hy is 'n klein pastoortjie, hy het altyd ou striktassie aan, en hy kyk so mooi na sy sussie daar agter. Kom Isa. Nou julle, hy lyk nou wel vir julle 'n bietjie skaam. Maar ek wil hê julle twee moet gou omdraai as ons die ander video kan opsit. Dit is ma en pa sê hy skaam. Dis wat ons by die kinderkerk kry. So ek weet nie waar is die skaam nie. Hanro, Melanke, baie geluk. Ons gee vir hulle hand. Dan wil ek net graag vir die kwaai tannie van die kantoor, tannie Christa, Evelien en Martin, as julle gou vir my na vorentoe kan kom. Pastor Henry, jy kan ook vir ons so lank na vorentoe kom. Ek weet nie wanneer jy 'n preekbeurt gaan kry nie, want Christa het gevra, sy wil net 'n paar gevleelde woorde sê. Jy sal uit. En dan wil ek net ook vir Nadenay vra, of sy ook hierso kan. Nou 'n goeie leier kan net 'n goeie leier wees as hy 'n goeie volger is. En daarom het ons vir Pastor Henry na wie ons kan opkyk en vir wie vir my baie beteken en 'n geestelike pa is. En ek kan ook net 'n goeie leier wees as ek sy voorbeeld kan volg. En so ook vir die span wat agter ons staan, vir Nadenay wat deel is van ons kinderkerkpersoneel, vir Martin wat altyd oop en toesluit, vir Evelien wat altyd sorg dat ons 'n skoon plekkie het, en dan die kwaai tannie van die kantoor wat net sorg dat die finansies in orde moet wees. Ons het net vir julle ook ietsie klein wat ons vir julle graag wil gee. Dankie pastor, dit lyk lekker hoor. Dankie. Ietsie sê. Sy wil nog steeds nie ietsie sê. Oor die drade deur. Baie geluk, jy het oor die tyd getrap. Dankie. Pastoor kan sommer net hierso staan. Dink daai enetjie. Pastoor daai kan nou. En Tanya, juis hierdie ene. Ek moet hulle seker eers lees. Hierdie is ons getroue besoekertjies. So mamma en pappa weer eens dankie vir julle. En hulle is. Slaap by die huis. En dit is vir hulle ook weer eens lekker om hier te wees en ek is bly as hulle julle maak kerk toe kom, sodat ons ook so vir hulle kan leer van die Here. En ek gaan hulle almal se name lees en ek wil vra dat julle sommer na vorentoe kom. Vincent Ellerman. Okay. Sê. Adel Groenewald. Henko Smit. Wouter Skeepers. Nee, wag. Super Wouter. Julle moet dit net reg sê. Melanke van Herden, Menay Ellerman, Hanro,
Julle kan weer kom en Jandri. Sy. Ons wag net vir hierdie, kyk hoe vinnig, kyk, sien, gaan help, hy gaan haal sy sussie. Stap ek hierdie kant toe. Kyk 'n bietjie op, staan julle twee hier so langs oom pastoor. Daar sy. Dit is ons wat 80% en hoër het as besoekers. En ek weet, dit is uitdagend daar buite, skoolfunksies, mens moet 'n vakansietjie 1 of 2 hier inwerk, en ek en Tanya deel dit dan ook so in, ons tel ook nie al die Sondae waar daar op die kalender is nie, ons neem vakansiedae in ag, lang naweke en al daardie goetertjies, en dan as julle by 'n ander gemeente gaan ondersteun, vra net vir hulle het briefietjies, dan merk ons jou kind ook nie afwesig nie as hulle by daai kinderkerk was. So daar is sulke goedjies ook in plek, en dieselfde met ons, as ons besoekers het, doen ons dieselfde. Baie dankie julle, as julle net die sertifikaat en oom pastoor vir ons daar 'n medalje kan oorhandig, Neem maar voor my. en terwyl hulle daar so is, ons is dan ook so gesluit vir die res van die jaar. Baie geluk hoor. Kyk, daar's daar mense wat ons gaan mis. Maar ook, ons gaan nie weg nie, ons is beskikbaar op ons telefone en al daai goetertjies, en julle weet waar ek bly, en as julle nie weet waar ek bly nie, dan is dit 'n goeie tyd om uit te vind waar ons bly. Ons maak dan ook so oop die eerste naweek na die skole begin het, ek dink dit is die 15 of die 17de Januarie. So wanneer julle ry veilig, en asseblief kom volgende jaar terug met 'n groot bang, Ekskuus, is verkeerd. dat ons die jaar kan vat en die kinderkerk propvol kry. Jy kan julle maatjies saambring en al daai klas van goedjies. Daar's hy. Baie geluk Baie hoor. geluk. Wil jy ietsie sê? Daar's hy my liefie. Dankie vir die lekker kinderkerk. Yes! Dankie. Wil jy ietsie sê? Wil jy ietsie sê? Jy's reg. Dankie, pastoor. Dankie, ek gaan so my mic vat. Die kinders kan vir ons gaan sit. En ek het al gesien hoe dat mense kan hulle enige tyd bel, eintlik dag en nag, en dan help hulle jou met alles. So kom ons gee vir hierdie twee 'n hartlike handeklap vir die werk wat hulle vir die Here doen. Pastor, baie dankie vir alles hoor. Hier is net 'n klein ietsie vir julle twee ook hoor. Blessings vir julle hoor. Prys die Here. Vandag. Nou ja, die baas van die kinderkerk sê, die kinderkerk kan vandag, hoor. Nou, hy gaan nou hier vandag, in hierdie week het ek hom nou nog gebel om te sê, hoorie, so ons het nou nog 'n afsluiting funksie daar, vir die disipelskapskool, daar by my op die grond. En daar is seker so 40 ouens wat daar gaan opdag, hulle het nou almal besluit, hulle wil 'n skaap braai, en nou ja, wie gaan ek bel om my daarmee te help? Vir Lennard. So as hy nou hier klaar is, gaan hy nou nog so intoe gaan om ook daar bystand te verleen en te help. So, maar baie dankie vir die kinderkerk, ons waardeer hulle, baie dankie vir julle as ouers wat die kinders vir ons bring. Ek onthou in ons kinderdae, het ons ouers ons baie keer sommer net daar by die kerk afgelaai en dan die sondagskool toe gegaan. En dan self is dit so dat hulle nie altyd saam in die diens was nie, maar in dit het ons ook daarom 'n geestelike fondasie ontvang en ek dank die Here vir elke ouer wat die verantwoordelikheid opneem om sy kind groot te maak vir die Here. Ek wil vir die pappa sê, ek dink nie daar's iets meer belangrik in jou hele lewe as om jou vrou en jou kinders te bid nie. So koop die tyd uit, noem hulle by die naam, en as jou dogter nog jonk is, jou seuns is nog jonk, begin sommer nou al bid vir die regte vrou. Kom aan.
Ek kan nie vir julle sê hoeveel ure in my lewe het ek gebid vir die regte vrouens en die regte man vir my dogter en die regte vrouens vir my seun nie. My seun, een seun trou nou die 10de, dis hoekom ek so moeg lyk. So die jaar raak 'n bietjie lank, so as 'n klomp werk om nog daar te doen en ons hardloop 'n bietjie rond met al die goed. Maar nou ja, ons is dankbaar vir die Here vir sy goedheid en sy guns en ons loof die Here dat ons as ouers 'n voorreg het om kinders te kan hê wat die Here dien. My oudste seun is in die bediening. As ek kyk na al die goed wat hy doen, hy's omtrent nooit by die huis nie, hy's omtrent heeldag by die kerk. Ek het al vir hom sê, vat vir jou 'n stretcher en gaan bly daar. Dit laat my dink aan my eie jong dae, wat 'n mens so baie goed het om te doen. Hy het 'n troue gehad gister wat hy nie kon doen nie. Iemand het hom gevra. Weet jy, ek was so verbaas gister toe ek nou weer sien. Twee jong mense, jy weet, hulle trou en hulle het nie hulle eie predikant nie en hulle vra 'n dominee om die huwelik te doen en die predikant is net so duur, vra 'n ander pastoor om te doen, maar hulle reël met die vrou. En letterlik 'n week voor die troue toe laat weet die pastoor, hoorie, so daar's 'n dubbel boeking op my dagboek en die vrou het vergeet om julle te laat weet, so ek kan julle nie trou nie. En hulle toe uiteindelik, onthou Regard is in die bediening, hulle was saam met hom op skool, die seun hom gebel. Hy het gister 'n groot funksie vir al hulle volonteërs gehad gistermiddag. Hy kon dit nie doen nie, so wie vra hy? So ek voel jammer vir die twee wat ek getrou het gister. Ek sê vir hulle, is nou baie lekker gewees het as jy nou 'n jong man voor julle gestaan het. Maar nou staan hier 'n grys ou toppie hier voor julle en hy gaan julle 'n klomp goed sê wat julle dalk nie wil hoor nie. Okay, maar ek het hulle getrou en dit was 'n wonderlike geleentheid so saam in die Here en die Here het hulle uitgedaag om ook hulle volle lewe vir die Here te gee. So kom ons dien die Here met blydskap, man. Ek is so dankbaar vir seisoene, regtig. Ek weet nie of julle, ek is dankbaar vir seisoene. Ek hou nie baie van die winter nie, want dan ryp alles dood. Maar ek is bly vir seisoene. Want seisoene bring vir jou nuwe energie. Hierdie tyd van die jaar voel 'n mens nogal bietjie uitgeput en 'n ou voel nogal, hoorie, so dit was 'n lang jaar. Ek dink is dalk bietjie meer in die kop as enige ander plek, maar die Here het nie net seisoene ingestel vir niks nie. Ek dink is dat ons ook ons eie menswees bietjie kan uitsorteer en net so bietjie kan rus en voortgaan, omdat die lewe verg energie, né? En die lewe het 'n groot vereiste. Ek wil vanmôre vir pastoor Dirk en Karika sê baie geluk. Isaan glo ek nie, Isaan is nie vanoggend hier nie, ek dink hulle is seker nou nog weg. Maar Isaan en Ruben is in hierdie week getroud, so hulle het ook hulle dogter so oorgegee. So pastoor Dirk, nou kan jy begin rus. Jy en Karika. Maar hulle is getroud en soos julle hulle weer sien, kan julle hulle maar geluk wens. Hulle is nou meneer en mevrou, wat is hulle van? Sê weer? Erasmus. So die twee is nou getroud, so as julle haar sien, as hy terug is, sê maar vir hulle geluk, maar aan julle twee ook baie geluk met julle dogter se troue en ons dank die Here dat julle haar ook groot gemaak het in die vrese van die Here. Prys die Here. Sien jy uit na die woord? Okay, ek sien altyd uit na die woord. Nou vanoggend toe julle almal lekker geslaap het, 3 uur het ek met die woord gesit. Nie vir vanmôre se boodskap nie, om te beplan vir volgende jaar. So ek wil vanmôre vir jou sê, bly maar in die woord, want dis die woord wat jou rig. Dis die woord wat jou genade gee, dis die woord wat jou vorentoe vat, dis die woord wat jou op hierdie pad gaan help. Sy woord is 'n lig aan my pad en 'n lamp aan my voet. So kom ons bly in die woord en elke keer as mens die woord lees, dan sien mens iets nuuts. Prys die Here. Kom ons blaai na die boek van Matteus toe, hoofstuk 26, Matteus 26, vers 38 tot 42. Matteus 26, vers 38 tot 42. Ons het direk na afloop van die diens het ons sommer so ietsie, ek weet nie, Annel het hulle altyd die cupcake clan genoem, ek weet nie wat noem hulle nou self nie, die verversingskomitee, die verversingsdames, hulle het vir u iets voorberei, so moenie uitstap met drink 'n koppie koffie en tee saam met ons direk na afloop van die diens, terwyl ons dan ook hierdie wonderlike geleentheid gaan vier saam met die Here. En dan net nog 'n ding wat ek julle ook wil vra is, volgende week het ons 'n spesiale hy's 'n predikant, hy het 'n gemeente op die Suidkus.
baie sterk gemeente, hy het fisies voorbegin, 'n jong man, wat in hierdie gemeente tot bekering gekom het, etlike jare gelede, deur een van ons selgroepe, waar hy letterlik hy wou nie aan die selgroep deelneem, hy was op dwelms gewees, sy lewe was absoluut 'n nagmerrie, hy kom deur moeilike verwerping in kinderdae, ouers was nie daar nie, dink om die waarheid te sê, sy ouers is dood, groot geword, op verskillende plekke agter in buitekamers gebly, en terwyl hy in daai selgroep sit, in die kamer langsaan waar die selgroep gehou word, in Maxie en Dwayne se huis, in daardie stadium, toe lei Maxie die worships, het vir baie jare ons worship ook hier gelei, en hulle gaan oor na die woordbediening toe, en Wilco sit aan die ander kant, en ek weet nie hoe dit gewerk nie, maar die gees van die Here werk met hom in die ander vertrek, terwyl die selgroep in die sitkamer sit hy in die kamer naas aan, en toe hy weer homself kon kry, toe gee hy sy hart vir die Here, daar in die kamer, en hy stap daar uit, en hy sê, maar ek wil ook die Here dien. En hy het so 'n oorgawe gemaak, en ons het hom maar toegerus oor die jare, dat hy éventueel besluit het om 'n gemeente te vat. En hy's getroud met 2 seentjies, sy vrou, om die waarheid te sê, is 'n CA, sy doen ons, sy's 'n ouditeur, sy doen ons boeke, hy's getroud, en Wilco is uitverkoop vir God. Julle sal hom sien volgende week, daar's 'n stuk blydskap in sy hart wat amper ongekend is. So ek wil julle asseblief vra, moenie volgende week by die huis bly nie. Ek kom in, alhoewel die kantoor Vrydag sluit, gaan ek Sondag inkom, spesifiek om hom hier te ontvang, en toe ons vir hom sê, hoor hierso, want hy het gesê hy kom in hierdie week. Ek kan jou akkommodeer op Sondag, maar jy moet weet, dit is Desember, toe sê hy vir my, ek sien al my lewe lank uit om in hierdie gemeente te bedien. So kom ons gee hom 'n geleentheid om sy hart uit te preek, en dit wat die Here, ek kan jou waarborg, hy gaan preek wat die Here hom gee. So kom ons dank die Here daarvoor, en trek op volgende week asseblief om so vir pastoor Wilco Koens te kom luister. Matteus 26 vers 38 tot 42. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, sê nie soos ek wil nie, maar soos u wil, sê maar soos u wil. En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap, tipies die kerk, en hy sê vir die Petrus, sê vir die ou langs jou, Petrus, moenie slaap nie. Ek sê dit vir hom, moenie slaap nie. En hy kom by sy disipel en vind hulle aan die slaap, en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie, die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir 'n tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. Sê bietjie, laat u wil geskied. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En hy het hulle met rus gelaat en weer vir die 3de maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is naby en die seun van die mens wat word oorgelewer in die hand van die sondaars. Ek het sommer nou tot by vers 45 gelees, want ek wil hê jy moet die konteks van die totale verhaal verstaan vanmôre. Ek wil jou vanmôre graag bedien rondom, ek wil die reeks vanmôre, is die 4de boodskap daarin, vervul God se plan met jou lewe. En die tema van vanmôre se boodskap wil ek titel, is jy bereid om te sê, laat u wil geskied? Is ek en jy bereid om vir die Here te sê, laat u wil geskied? Julle, dit is, ek weet nie of ons besef nie, maar dit is nie maklike woorde nie. Ons sê dit, want dit staan daar, ons quoteer dit. Maar die vraag vanmôre is, het ek regtig 'n hart om teenoor God uit te roep, Here, laat
U wil geskied. Kom ons bid net saam. Vader, ek wil vra dat U vanmôre by hierdie geleentheid elke hart sal vasgryp en ons bewus sal maak van hierdie groot verantwoordelikheid wat op ons lewe rus, omdat U elkeen van ons geroep het soos ons die afgelope tyd gehoor het, om in die diens te staan. Elkeen in sy besondere gawe, elkeen in sy besondere roeping. Sal U vanmôre, Here, vir ons genade gee om hierdie woorde ons eie te maak, maar ook vir die Here te kan sê, Here, ons wil is nie belangrik nie, wat belangrik is U wil. Sal U elke persoon vanmôre in hierdie kerk seën, sal U my berg onder U bloed, Here, sal U my liggaam vanmôre versterk in krag, Here, sal U my gees, Vader, aanraak met U gees en sal U spreek soos U alleen wil. Here, in hierdie voertuig gebruik waardeur U vanmôre, Here, hierdie aflewering van hierdie boodskap doen. Verheerlik U self in elkeen van ons harte vanmôre, in ons huisgesinne, Here, en ek wil bid dat alles sal wees tot verheerliking van U groot naam en tot uitbreiding van U koninkryk. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou ek wil afsluit vanmôre met die reeks en ek maak dit klaar vanmôre. Ek het aanvanklik gedink, ek het eintlik net begin by een boodskap, maar elke keer as ek die een voorberei, dan gee die Here vir my 'n volgende gedagte en dis waar ek vanmôre is. Ek is 4 gedagtes, 4 boodskappe later. So ek wil afsluit met God se reeks met trekking tot sy doel vir jou lewe. En ek weet baie keer aan preke mense en dan dink jy, ag Here, weet wat se effek het dit op iemand? Maar ek was oor die afgelope 2-3 weke verstom om te sien hoe dat die Here individuele mense uithaal op verskillende plekke in hierdie boodskappe en met hulle praat en met hulle deel en in daardie besondere preek iets in hulle lewe vat en hulle losmaak van goed wat hulle vashou en dinge wat hulle mee sukkel en worstel in hulle lewe. Dit werk in elke gedagte so. Daar sal altyd mense wees wat hier uitstap en hulle gaan sê, ag, ek het vandag niks van die woord ontvang nie. Nou ek weet nie of jy weet nie, 'n vrou kan nie 'n baba ontvang as sy nie verwagtend is nie, okay? So die mense wat inkom met 'n verwagting, dis die mense wat iets van God se hand ontvang. En die Here praat met ons deur sy woord en dieselfde preek, 20 mense gaan 20 verskillende goed in daai preek onthou, omdat dit vir daardie persoon op daardie besondere tydstip in sy lewe iets beteken wat hy of sy nodig het. So dis nie altyd dieselfde gedagte en dieselfde ding nie, maar deur die loop van die preek of dit wat die Here dan sê of doen, deur sy diensknegte, praat die Here met harte en verander hy lewens. En ek dank die Here dat hy in hierdie afgelope 2-3 weke het hy in besonder met mense gedeel oor hierdie spesifieke onderwerp. God het 'n doel met jou lewe. Julle, hoe ingewikkeld wil dit wees? Hoe ingewikkeld wil ons dit maak? Ek weet nie of jy dit nou al besef nie, maar God het 'n plan met jou lewe, 'n doel met jou lewe. En jy moet dit besef vanmôre. God het nie net 'n doel met uitskieters nie, want God is nie die aannemer van 'n persoon nie. Hy wil jou gebruik daar waar jy is, soos jy is, in die kennis wat jy het, met jou persoonlikheid, met jou opvoedingsstyl, in jou kultuur, maak nie saak wat nie. God het jou geroep, hy het jou gemaak met 'n spesifieke doel. En ek en jy moet dit verstaan. As jy dit nou nog nie verstaan nie, luister maar hierdie 4 boodskappe in 'n ry en dan gaan jy dit dalk verstaan, okay? Of gaan kom sien my en kom sit voor my, dan gaan ek saam met jou bid dat dit vir jou duidelik sal word. In die eerste boodskap het God met ons gepraat en het ons gesien hoe Samson se ongehoorsaamheid aan God blokkades op sy lewenspad veroorsaak. Wat God se doel met sy lewe in die wiele gery het. So Samson is van geboorte af, voor geboorte het God Samson gekies om die Filistyne uit te klee, maar Samson se onverskillige lewe bring 'n klomp blokkades in sy weg en éventueel doen God wat hy wil doen, maar Samson ly groot skade in sy persoon omdat hy ongehoorsaam was tot 'n groot mate aan sekere dinge in sy lewe. Nou, ek wil nie die preek weer oorpreek. In die tweede boodskap het ons gesien hoe Dawid vasgekeer word tussen God se beloftes vir sy lewe en die vervulling van daardie beloftes. Nou julle, daai een het ek al baie gehoor. Wie van julle sit met beloftes wat nog nie vervul is nie? Beloftes wat jy weet, die Here het dit vir jou. Is daar so iemand in hierdie kerk vanmôre?
Hier sit mense, hulle hande is so vinnig op, hulle maak maar soos 'n eend, want dit is laat in die jaar. So die vlekkie gaan net so bietjie op, maar steek hom maar op. Wie van jy sit met 'n belofte? Ek wil vir jou sê, jy kan vasgekeer word tussen God se beloftes van jou lewe en die vervulling van daai beloftes. Daar's 'n tydsbestek rondom dit, en ek weet nie of jy besef nie, Dawid word gesalf as koning, en vir 13 jaar in Dawid se lewe word hy letterlik vervolg totdat hy die koningskap ontvang. So kan jy sien, kind van die Here, goed gebeur nie net oornag as die Here vir jou 'n belofte gegee het nie, want God moet die totale tafereel regskryf, en dit wat hy met jou lewe wil doen, is hy besig, maar hy het 'n woord oor jou gespreek, en dit sal in vervulling kom as jy net in geloof met die Here wandel. Die derde boodskap wat ons oor gepraat het is, daar het ons gesien dat ons nie net moet kyk na die geloofsreëse wat deur God gebruik word nie, maar dat God ook gewone en minder prominente mense gebruik om hierdie geloofsreëse in God se Bybel en die rondom ons vandag om hulle in plek te sit. Daardie mense kom nie alleen en hulle loop 'n alleen pad nie. Samson, Dawid en Moses, al drie daardie geloofsreëse het 'n mamma en 'n pappa gehad. Okay? Was hulle nie daar nie, was daar nie 'n Dawid nie. Was hulle nie daar nie, was daar nie 'n Samson nie. Was hulle nie daar nie, was daar nie 'n Moses nie. So God het 'n mamma en 'n pappa vir jou gegee met 'n spesifieke doel, want voordat jy in die moeder se skoot gevorm is, sê die woord van die Here, het God jou geken. God het geweet wie jy is, God het geweet wat se gawes hy gaan gee, God het geweet waar hy jou gaan gebruik, maar ek en jy kan terugstaan en sê, ek stel nie belang nie. Okay? Dan gaan God iemand anders gebruik. Maar jy is geskep vir dit wat God in jou lewe wil doen. Moses is die held van Exodus. Dis wat ons sien. Maar ek wil jy moet baie mooi verstaan, maar in die hele proses van hierdie uittog uit Egipte, waar Moses éventueel vlug vir Farao, en waar die gees van die Here Moses opwek om sy volk te verlos, en hy 'n Egiptenaar doodslaan, en hy moes vlug om weg te kom vir sy lewe, en 40 jare in die woestyn deurbring, voordat hy kon terugkeer om die werk te gaan doen wat God in sy hart gesit het, was daar 'n mamma wat vir hom 'n mandjie gevat het, wat die mandjie met lijmgrond gesmeer het, wat dit bedek het met pik, en daar was 'n sussie met die naam van Miriam, wat langs die rivier gestaan het om te sien wat gaan van hierdie seentjie word, en die oomblik toe Farao se dogter hierdie kind kry, toe tree daai dogter met geloof na vorentoe, en sy sê, sy overrule protokol. Sy overrule protokol. Die Bybel sê, gaan lees dit, hy sê, en haar diensmeisies het op en af langs die rivier geloop. Hoekom? Vir haar veiligheid. Vir haar veiligheid. En hierdie kind stap vorentoe in 'n stap van geloof, en sy sê vir haar, kan ek nie vir jou 'n vrou gaan soek om hierdie kind net te soog, totdat hy groot genoeg is nie. En die Here sit hierdie hele plek in plan van Moses, maar nie sonder 'n ma nie, nie sonder 'n pa nie, nie sonder later van tyd 'n Aaron nie, en ook nie sonder 'n Miriam nie. So jy moenie net kyk vanmôre na al hierdie ouens wat hoog vlieg in die koninkryk nie, hierdie ouens wat baie dinge doen nie, moenie daarna kyk nie. Kyk na wat God met jou wil doen. God het 'n plan met my en jou lewe. Vandag wil God met ons praat, en hy vra vir ons, is ek en jy bereid om die prys te betaal om God se doel in my lewe tot vervulling te bring? Is ek bereid om die prys te betaal? Want dis waar die probleem in kom. Is ons bereid om die prys te betaal vir die hoë roeping van God wat op jou lewe is?
Want ons kom op 'n plek wat ons nie bereid is om hierdie prys te betaal nie. Hoekom? Want daar is net te veel goed wat my aandag aftrek en ek sien nie kans om hierdie werk vir die Here te gaan doen nie, want ek is te besig. Ons het in Psalm 139 en Jeremia 1 vers 5 gesien dat God ons voor geboorte reeds voorbeskik het om 'n spesifieke werk en 'n doel in die koninkryk van God te vervul. Voor Samson se geboorte was hy geroep tot 'n Nasareer om die Filistyne se onderdrukking te breek. Voor Dawid se geboorte het God hom voorberei en hy het hom afgesonder agter die skape om koning oor Israel te wees. Voor Moses Israel uit Egipte se slawerny kon verlos het God sy ma en pa en sussie voorbeskik om hom in die lewe te hou. Was dit nie vir hulle nie, sou Moses ook dood gewees het, want Farao het al die seentjies doodgemaak in daardie tyd. Hy sou nie in die lewe oorgebly het nie. So hoor baie mooi, kind van die Here. Die Here kom en hy praat met ons. Ons sien hoe hulle later, so Miriam se ma en pa, en dankie Philip, ek het nou daar gesê, die mense het nie 'n ma se naam is, 'n ma en pa is onbekend, hulle is definitief onbekend, reg in die begin van die jare daarna, sien ons waar hulle name genoem word. Hy het dit in die sonnaskool geleer, nie, hy was so slim is nie, hoor. By sentraal gemeente seker as ek nou nog reg is, so iewers het hulle jou daar reg geleer. Nou julle mens lees goed, Moses se ma en pa se naam word baie jare daarna genoem. Maar in daai oomblik, Miriam se naam word nie genoem nie, Moses se pa se naam word nie genoem nie. Hoekom nie? Want dis nie die fokus nie. Die fokus is hierdie kind wat God wil gebruik. Maar ek en jy wil ons altyd ook hierdie eer hê. Ons wil altyd hê mense moet ons raak sien. Ons wil altyd hê mense moet sien wat ek doen, hoe geestelik ek is. Moenie daaroor bekommerd wees nie. God gaan jou verhoog op die regte tyd, wanneer ek en jy nederig genoeg is om dit te kan hanteer. God soek nie hoogmoed nie. God soek nie eie eer nie. God soek vanmôre 'n man en vrou wat oorgee in sy hand om te sê, Here, ek gaan doen wat God vir my sê om te doen. Nou die een van hierdie mense het, hoor nou mooi, het dadelik in hulle goddelike roeping ingestap en sonder moeite en 'n prys vir God se plan vir hulle lewe om dit in besit te neem nie. Nie een van hulle, gaan kyk maar, het hierdie salwing gehad vir hierdie werk wat hulle moet doen en nou stap hulle eenvoudig in en hulle vat dit en hulle gaan aan nie. Dawid het stryd. Moses 40 jaar in die woestyn en daarna nog 40 jaar. Okay? So God het 'n plan, maar dit kos tyd. Want hy berei jou voor, hy berei jou karakter voor om te doen wat hy wil hê jy moet doen. 'n Goddelike bestemming het altyd, sê bietjie altyd, 'n voorbereidingstyd. So God gaan jou nie roep met 'n taak, hy gaan jou nie voorbeskik vir 'n werk en jou net laat stuur as jy nie voorberei is nie. Jy kan nie 'n mediese dokter wees sonder dat jy 7 jaar gestudeer het en nog daarna nie. Jy kan nie. Daar's 'n voorbereidingstyd. Ek dink in vandag se tyd in Suid-Afrika is daar dalk sulke ouens. Nou, my eerlike waarheid is ek het vroeër jare 'n pastoor geken wat hy het op 'n of ander mediese dokter gepraktiseer. Ek weet nie of julle hom ken nie, maar hy het geen kwalifikasie gehad nie. Hy was 'n ginekoloog. Nee, ek is so ernstig. En toe ek die moderator was, toe kap die Sonkoerant om. So ek moes nogal bondspring met, ek het nog nooit in my lewe soveel telefoonoproepe gehad soos daai dag nie. En hulle was nie lief vir my nie, hoor. So ek en jy moet verstaan vanmôre, maar weet jy wat is die beste van alles? Al die vrouens wat na sy praktyk toe gekom het, hulle was mal oor die ou. Hy het vir baie jare 'n dokter geassisteer en hy het presies gesien hoe werk hierdie dokter. En hy het hierdie absolute liefde gehad vir die mense en hy het hierdie dames gehelp.
Maar jy kan nie vanmôre, jy het 'n voorbereiding nodig, wat God jou voorberei vir jou werk. Weet jy wat? God het my nie voorberei in die Bybelskool om te doen wat ek doen nie. Ek weet nie of jy dit weet nie. Want toe ek uit die Bybelskool uitkom, toe weet ek net so min soos voor ek Bybelskool toe gegaan het. Ek het 'n bietjie kopkennis gehad, en dis dit. Hy het my geleer in die leerskool van die lewe vir 'n tydperk van seker, ek was 12 jaar oud en ek was, hoe oud? Ek was 33, hoe oud was ek toe? Ek was in 93 het ek voltyds toegetree tot die bediening, toe was ek 33 jaar oud. Maar tot op 'n ouderdom laat in die 20 het God my voorberei om te doen wat ek vandag doen. Jy kan nie God se wil in jou lewe verwag as jy nie jou voorbereidingstyd deurstaan het nie. Dit is hoekom jy vanmôre wonder, die Here het my die beloftes gegee, wanneer gaan dit tot stand kom? En julle, ek praat nie hier van beloftes van R1 miljoen in jou bank nie. Okay, want dis wat die meeste ouens se beloftes is. Dit kan net geld wees. Okay. Bid net vir my dat ek net 'n blessing sal ontvang. Vandag seën die kerk ons almal met 'n blessing. En dis reg so, almal moet gebless wees, want die eerste woorde wat ou Adam hoor is 'n woord van blessing. Ek seën jou. Geseënd sal jy wees. Alles gaan nie oor 'n blessing nie. Ek en jy word voorberei om God se doel te vervul, maar is ek bereid om te sê, Here, laat U wil in my lewe geskied. Bestemming verg geloof. Bestemming verg toewyding en dit verg deursettingsvermoë en dit verg volharding. Nou julle, my kind is redelik aktief betrokke in langafstand hardloop. 7 dae 'n week oefen daai kind. Sy is elke dag iewers is hulle besig om voor te berei. Dis hoekom sy Gauteng klere kan kry en hoekom sy verder kon gaan is dit. Jy kan nie 'n wedloop hardloop. Jy sal nie die marathon van die Comrades wen as jy nie voorberei het vir daai wedloop nie. Ek en jy is in 'n wedloop, sê Paulus. En ons moet verstaan, ek moet voorberei word vir daardie wedloop, sodat ek ook aan die einde kan kom en sê, ek het dit behaal. Ek gaan die prys kry. God se bestemming vir ons ontvou altyd soos ons gaan. Met ander woorde, terwyl jy gaan. God deel nie met jou, as hy wil hê jy moet iets doen, gee vir jou die hele pad tussenin nie. Die Here sê vir Moses, Moses, lei die volk uit Egipte uit. Moses staan op, hy gaan doen dit. Hy sê vir hom, Farao, gaan jou nie laat trek nie, dit het Moses geweet. Maar ek sal met hom werk, dan gaan hy jou laat trek. Het God vir Moses gesê, hy gaan voor die Rooi See staan? Het God dit vir Moses gesê? Nee. Het God vir Moses gesê, ek gaan jou op 'n ander pad lei, want die Bybel sê so, hy het hulle op 'n ander weg gelei, wat nie normaalweg die weg was vanuit Egipte terug nie. Hoekom nie? Omdat hy bang was dat hulle in oorlog sou kom en hulle harte dan sou kwyn. Want God het 'n plan gehad. So God se bestemming vir ons lewe verloop deurgaans deur jou lewe, en soos jy in God se plan bly, gaan God jou elke dag vorentoe vat op daai plan. God gaan nie, julle as jy nou moet weet, hoor hierso, jy wag nou vir my 'n groot ding hier voor. Ek is seker jy gaan dit nie wil doen nie. Want jou geloof gaan kwyn. Daarom gee God nie vir jou alles wat gaan gebeur vooraf nie. God se bestemming het altyd 'n tyd van vervulling. Daarvoor dank ek die Here. Daar kom 'n tyd van vervulling. God se bestemming is altyd, hoor mooi, is altyd onverdienstelik. Jy kan nie vanmôre jou roeping vervul en roem in jou roeping nie. Jy kan nie vanmôre jou roeping vervul en dink, "Jesus, kyk wat het ek wat doen Nebukadneser?"
Nebukadneser sê, nou verstaan ek dat God stel konings aan en God stel konings af. Maar wat doen hy? Hy loop op die balkon uit en hy kyk oor sy koninkryk en hy sê, yes, ek is 'n great ou. Julle oppas, wanneer God jou gebruik om nie te roem in dit waarin God jou gebruik nie. Want dit is nie ek en jy nie. Dis onverdienstelik, want sy gawe, sê die woord van die Here, is onberoulik en is onverdienstelik. Hoor wat sê Paulus in Galasiërs 1 vers 15. Julle, hierdie is 'n kwaai skrif. Hy sê, maar toe, dit God behaag het. Wanneer? Ek hoor nie. Maar toe, dit. Lees wat daar staan. Maar toe dit God behaag het. So wat is die tyd? Wat is die tyd ek hier? God se plan. God se wil. God se uur. God se oomblik. Maar toe dit God behaag het, wat my, wie? My afgesonder het, wanneer? Nee, kom praat met my, julle moet nie so gevrek wees nie. Kom sê vir my, wat staan as hy op hierdie bord? Maar toe dit, ek sal dit by daar lees, miskien kan julle dit daar raak sien, maar toe dit God behaag het, wat my, sê bietjie my, jy sê julle lees hom nie daaroor, want julle wil nie my nie. Ok, hier is nie my dy nie, hier is my, hier is ek. Ok, maar toe dit God behaag het, wat my, wat gedoen het? Afgesonder het, so wat is ek en jy? Afgesonder vir jou dienswerk, afgesonder het, wanneer? Van jou geboorte af. Ok? So, surprise, hy het geweet hoe jy gaan lyk. Hy het geweet wat sy intellek jy gaan hê. Hy het geweet wat jou karakter gaan wees. Hy het geweet watter karaktereienskappe moet verander word. Hy het geweet hoe om met jou, hy weet hoe om met jou te werk om te word wat hy wil hê jy moet wees. Want voor geboorte af, hy sê maar toe dit God behaag het wat my afgesonder het van die skoot van my moeder en deur sy genade. Wat beteken daai gedeeltetjie? Genade is altyd sonder verdienste. Julle weet jy hoe verkeerd het ek al mense in my lewe gekry en sê hulle, "Ag, weet jy, daai pastoor, dit en dat en dit en dat, of daai mens." Moenie vaskyk teen iemand se swakheid nie. Want God se woord sê in hierdie skrif, dat hy het jou geroep, hy het my geroep, hy het Paulus geroep, van geboorte af, sonder verdienste. So met ander woorde, dis nie hoe goed ek is nie, dis nie hoe briljant ek is nie, dit wat ek vir God moet doen, en dit wat ek vir God gaan doen, en dit waarvoor hy my gemaak het om te doen, is 'n gift. Dis het ek nou vanoggend hierdie pragtige, wat is hier in? Nee, julle moet nie dit sien nie. Ons verdien dit nie. Kom aan. Verdien ek en jy God se goedheid? Nee. Maar God doen dit, hoekom? Want God is 'n liefdevolle God. Hy's genadig en hy kom en hy sê vir Paulus sê, en sy genade geroep het om, hoor nou mooi, van die skoot van die moeder af en sy genade geroep het, om wat te doen? Julle, hierdie is so eenvoudige boodskap, dat ek nie kan dink dat ons dit nie kan verstaan nie. Paulus sê, God het my afgesonder, God het my voorberei van my moeder se skoot af, nou sê hy, om sy seun, dis Jesus, in my te
openbaar. Nou julle, as jy nog ooit in jou lewe gewonder het, wat is jou purpose? Hier is die antwoord. Pastoor, nee, ek weet nie wat die Here met my wil doen nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, dierbare kind van God, kan jy net nie sien nie, wat wil Christus met jou doen? Hy wil homself in jou openbaar. Dis jou calling. Hy wil homself in en deur jou aan hierdie wêreld openbaar, want hierdie wêreld is verlore, kind van God. Hulle ken nie die Here nie. En ek en jy is vanmôre gekies. Hoekom woon hy in jou? Sodat die wêreld God se liefde deur jou kan sien. En wanneer ons buite liefde funksioneer, dan kan die wêreld God nie sien in ons nie, want God is liefde. En in Suid-Afrika is dit 'n moeilike konsep weens die chaos waarin ons is. In baie ander buitelande word die Christene vervolg en is dit moeilik, seer sekerlik, om Christus in jou aan die wêreld te openbaar. Hoekom? Want jy word dan vervolg. Paulus kom en hy sê, God het my van die moederskoot af afgesonder deur genade, sodat hy in my lewe aan die wêreld bekend gestel kan word. Nee, pastoor, ek weet nie wat om te doen nie. Ek weet nie wat is God se roeping vir my lewe nie. Julle, hy wil Christus deur jou aan die wêreld wys. Daar waar jy gaan, terwyl jy gaan, daar waar jy loop. Maar is jy bereid om te sê, Here, laat U wil geskied in my lewe? Hierdie is God se wil vir jou lewe. Ja, jy gaan ander dinge in hierdie proses, is daar nou verskillende kleure, is daar verskillende dimensies, is daar verskillende dieptes, is daar verskillende funksioneringe. Hy wil homself deur my aan die wêreld openbaar. Hoe? Deurdat hy my gekies het om hier te staan. Maar julle almal staan nie hier nie. Maar ek staan nie waar julle staan nie. Ek is nie betrokke elke dag waar jy betrokke is nie. Ek loop nie die pad elke dag wat jy loop nie. Ek sien nie die mense elke dag wat jy sien nie. Ek sien die mense wat God na my toe stuur. Maar daar waar jy is, in jou calling, in jou roeping, om wat te doen? Om Christus deur jou aan die wêreld bloot te stel. So kan ek stil bly oor Christus? Nee. Mag ek swyg oor Jesus? Nee. Hoekom is die kerkbanke leeg? Want ons vertel nie meer mense van die Here Jesus nie. Baie keer kom ons hart en ongenaakbaar oor. Ons kyk na mense se foute, ons kyk hoe hulle lyk en dan dink ek, ag Here, daar's nie 'n manier dat hierdie persoon gered kan word nie. Moenie kyk hoe 'n ou lyk nie, kind van die Here. Moenie kyk hoe 'n ou lyk nie. Moenie kyk hoe hy ryk nie. Gaan net en doen wat God vir jou sê, want God is by magte om enige iets met enige mens te doen. As jy net wil sê, Here, laat U wil vandag in my lewe geskied. Laat die wil geskied. Maar dan bly ons stil. En ons is so besig met die dag, dat ons vergeet om met iemand te deel. My kind my vra, hoor die pa doen hierdie troue, ag Here, ek is hierdie tyd van die jaar, ek het nou nog krag vir dit. En ek het nie 'n probleem met die troue per se nie. Ek het 'n probleem met binnelandse sake. Kom aan. Want om 'n huwelik te doen, die mense besef dit nie. Ek moet daai boodskap voorberei. Dit gaan my 4 of wat ure vat. Ek moet in my kar klim en ry waar die plek is. Ek moet my Saterdag, die helfte van my Saterdag opoffer.
Ek moet daai mense voor die tyd sien en met hulle praat en met hulle deel. En dan na die troue moet ek kippie. Kom aan. Moet binnelandse sake toe kom, dan is daar 4 vrouens wat daar werk, net 1 vrou werk. Sy werk haar dood. Die ander 3 se kosblikke is net so groot. En as jy vir hulle sê, kan jy my help, as hulle nie gaan langsaan. En as die een langsaan besig is om 'n huwelik te bevestig, want hulle is almal huweliksbevestigers, dan kan jy tot 45 minute daar sit, voordat jy daai stupid vorm kan ingee, laat hulle hom teken. Sê ek, my seun, ek is regtig nie lus vir hierdie triks nie. Sê hy, pa, asseblief, help hierdie mense uit. Ek sal alles vir jou gaan doen. Sê ek, okay, jy is nog jonk, jy is nog lus om te sit, ek is nie meer lus om te wag nie. Ek sal die troue doen, maar ek doen nie die troue omdat jy my vra nie, want toe begin die Heilige Gees my aankla. Want kom ek sê vir jou wat? Terwyl daai 2 mensies voor my staan, pragtige 2 jong mense gister, toe besef ek, Here, God het gekies, Saterdagmiddag 3 uur gister, dat ek daai huweliksbevestiging moet doen. Terwille van daai mense wat daar gesit het, en hierdie 2 mense wat voor my staan. God het gekies. Kom aan. Here, laat U wil geskied. Ag nee, Here, ek is nou moeg. Paulus kom en hy sê, deur sy genade geroep is, om sy seun in my te openbaar. Nou kry jy die woordjie sodat. Dis die rede. Ek hom, Christus, onder die heidene sou verkondig het, en hy sê sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik. Wat beteken dadelik? Hoe lank het Paulus gewag? Nee, Here, ek gaan na hom nou eers daaroor vas en bid. Jy vas en bid net wanneer dit jou pas, ja. OK. Kom aan. Want dan kan jy mos nou uittrek. Paulus sê, ek het dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie. So wat doen hy nie dadelik nie? Hy hardloop nie na ouderling van der Westhuizen toe nie. Dis nie julle nie hoor. Hy hardloop nie na oom Piet Kroukamp nie, is nie julle nie hoor. Hy hardloop nie na 'n mens toe nie. Hy gaan nie na die pastoor toe. Hy hardloop nie na die profete nie. Julle, ek het 3-4 gevalle wat die profetiese bediening mense se lewens baie versier het. Nou, uit een kerk uit. Hoekom? Want is 'n quick fix. Mense is te lui om vir God te vra. Vra die Here. Vra hom. Kyk wat doen Paulus. Hy sê ek het nie na mense toe geraad, ek het nie mens vlees en bloed geraadpleeg nie, en ook nie, en hy spesifiseer dit, nie na Jerusalem opgegaan, na die wat voor my apostels was nie, maar ek het na Arabië vertrek en weer teruggekom na Damaskus. Paulus het met God ontmoet op die pad van Damaskus, maar verstaan iets ten opsigte van sy roeping. Sy roeping is nie deur 'n mens bevestig nie. Sy roeping is voorgeboorte deur God vasgemaak. So wie moet jy vra? God. By wie moet ons uitvind? By die Here. Voor dit was hy opgelei onder die voete van Gamaliel. Hy was belese en toegerus vir sy roeping. God het sy voetstappe gerig tot waar hy self met God ontmoet het op sy weg na Damaskus. As jy jou lewe oorgee in God se hand, sal die Here jou paaie gelyk maak. Jou pad is nie, hoor my mooi, jou pad is nie my pad nie. En weet jy wat? My pad is nie jou pad nie. So in wie se skoene staan jy? Sorry vir jou. Jy is in jou eie bootse.
jy's die een wat hierdie pad moet loop. Die Bybel sê, ons beplan ons weë, maar God rig ons voetstap. Ons het daai skrif nou dag hanteer. Na Paulus se ontmoeting met Jesus wend hy hom nie tot die gedagtes van mense nie, maar en hy soek nie rigting by vlees en bloed of die ander apostels nie, maar hy vertrek na Arabië, en is nogal weird, om by God te hoor wat God se plan en wil vir sy lewe is. Nou julle, hoor wat sê Dawid in Psalm 27 vers 11. Here, leer my u weg en lei my op 'n gelyk pad. So as jy wil weet wat jy moet doen, wat moet jy sê? Bid daai Psalm. Here, leer my u weg en lei my op 'n gelyk pad. Want die oomblik wanneer jy binne God se wil inbeweeg, dan moet jy verstaan, daar gaan stryd wees van die duiwel wil nie, jy moet God se dinge doen nie. Maar ten spyte van die ding wat om jou gebeur, gaan God jou pad vir jou oopmaak. Jy gaan weet, die Here loop met jou. Hoekom gaan Paulus na Arabië toe? Dis 'n interessante stelling, daar's nie 'n definitiewe antwoord daarop nie. Maar dit is baie logies vir my. Want Arabië, die meeste teoloë erken dit, sien dit so. Die mees algemeenste siening is omdat die Arabië was die plek waar die berg Sinai gestaan het. En waar ontmoet Moses met God? Ek hoor nie? Op die berg Sinai. Waar ontmoet Elia in die spilonk met God? By dieselfde berg. En Paulus ken die geskiedenis, want hy's belese in die Ou Testament, hy was 'n fariseer en 'n skrifgeleerde. So wat doen hy? Hy besluit, ek gaan nie na die apostels toe nie. Ek gaan niemand van die ander gelowiges hier vra nie. Ek gaan God self vra, wat wil u Here met my doen? Okay. Net soos Paulus, het elkeen van ons genadegawes van God ontvang. God het ons voorberei vir ons roeping. En wat het ek nou vir jou gesê, wat is jou roeping? Om Christus in jou en deur jou aan die wêreld bekend te stel. Dit is ons purpose. Soos my Vader my in die wêreld uitgestuur het, net so stuur ek ook vir julle. So met ander woorde, dieselfde ding wat Christus kom doen het, rus op my en op jou skouers. God het ons voorberei vir my roeping. God het diep in elkeen van ons, ek weet nie of jy dit besef nie, 'n motiveringsgawe gesit. Nou in die boek van 1 Korintiërs, ek dink as die 12de hoofstuk kry jy 'n klomp gawes van die Heilige Gees. Jy kry dit ook in Romeine, die 12de hoofstuk, kry jy gawes van die Heilige Gees. En dan kry jy in Efesiërs 4, 5 dinge wat gawes is, maar dit pas nie lekker in by die ander gawes nie, want jy weet nie lekker hoe dit werk nie. Efesiërs noem ons die 5voudige bediening. Ek noem dit jou motiveringsgawe. As 5 dinge, as 5 hoofbedieninge, 5 hoofrigtings binne die bediening, waarin almal wat hier sit, van die hoek af, van agteraf van Sandra af, reg tot die voor by Justina, is niemand uitgesluit nie. Wat is daar die 5 dinge? Dit kan of apostolies wees, met ander woorde, moet asseblief jou nou nie self 'n apostel noem nie, want almal wil 'n apostel en 'n profeet, en julle, ons kry dit veral in die swart kerke, almal is bishops, en almal is apostels, en almal is prophets, die is daar. Ag, myne is heel laaste op die lys, ek is 'n leraar. Ok. Ek weet nie hoekom is hy heel laaste op die lys nie, maar hy het seker bang gewees, ek gaan hoogmoedig raak. Maar hoor nou mooi, jy sal altyd in jou hele lewe, sal hierdie gawe wat in jou geplaas is, van geboorte af in jou lewe werk, jou motiveer, al ken jy God nie.
Wat is daai 5 gawes? Die apostoliese, jy sal apostolies ingestel wees, met ander jy sal 'n voorganger wees, 'n entrepreneur, jy sal 'n leier wees, jy sal 'n CEO van 'n maatskappy wees, jy sal jou eie maatskappy hê, of wat ook al die geval mag wees, daar's 'n apostoliese gifting wat daar werk. Die volgende een is profeties, dis ouens wat kultuurgerig is, hulle kyk in die toekoms en hulle sien goed raak wat ek en jy nie raak sien nie, hulle rig die kerk met betrekking tot goed wat gaan gebeur, en hulle berei die kerk voor en hulle waarsku die kerk. Die derde een is evangelisties. Nou julle evangelisties is bemarking. Wat doen 'n evangelis? Hy verkoop die evangelie. Nie vir geld nie. Die volgende een is herderlik. En die laaste een is lerend. Nou kom ons kyk bietjie na die apostoliese gawe, die begeleidingsgawe. Werk dit in 'n CEO se lewe? Sekulêr. Yes. Waar gaan jy evangeliste in die gewone wêreld kry? Ek stop nou eendag om te kyk na 'n kar wat hulle adverteer. En net toe ek uit die kar uitloop, ek is nog eens, my voet is nog eens die grond geraak, en toe staan daar 'n man hier voor my en hy gee vir my sy naam. En hy sê ek is dit. Ek sê okay, nou wat maak jy? Nee, ek wil jou help. Hoekom? Wat wil jy doen? Nee, ek gaan nie 'n kar koop nie, ek wil net kyk na die kar. Nee, maar oom praat met my as jy wil 'n kar koop. Tipiese bemarker. Hy wil 'n ding aan jou verkoop. Nou julle is soos 'n evangelis, gee hom enige geleentheid. Hy gaan Jesus aan jou verkondig. Binne 2 minute gaan jy Jesus hoor. Want dit is sy roeping. Maar hy kan in die sekulêre wêreld daai gawe gebruik. Noem ek vir my 'n leraar buite in die predikante nou, in die sekulêre wêreld. Enige opleier. 'n juffrou by die skool, 'n onderwyser, 'n professor by die universiteit. Jy doen opleiding by jou werk. Dis daai gawe wat daar. So kan jy sien, ons het hierdie gawe en dit motiveer jou om aan te gaan doen wat God wil hê jy moet doen en fokus op dit. En as jy nie weet wat is jou gawe nie, kom vra my, ek sal jou binne 'n paar minute kan toets en dan gaan vir jou presies sê. Doen dit. God het jou afgesonder vir sy plan om in jou gawe Christus aan die wêreld uit te brei. Hoor wat sê Hebreërs 10 vers 5 tot 7. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffers en spysoffers waar u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe. Kyk nou wat sê hy volgende. Om wat te doen? Om wat te doen? In die boekrol. Wat sê Dawid? Al die dae van my lewe is in u boek opgeskrywe voordat daar nog een was. Die toepassing hier is, in die totale Ou Testament, in die boekrolle van hierdie woord, getuig hierdie Bybel van een saak waaroor alles gaan, van Genesis 3 vers 15 af, tot by die opstanding van Jesus en die hemelvaart, en die profeseë oor sy wederkoms. In die boekrol is dit van my geskrywe om u wil te doen, o God. So wat sê Jesus, hoekom het hy gekom? Om God se wil te doen. Is julle nog hier? So wat sê Jesus, hoekom het hy gekom? Om God se wil uit te voer. Hier verwys die skrif na Jesus wat sê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe om u wil te doen, o God. In God se voorkennis het God reeds in Genesis 3 vers 15 beloof dat daar 'n verlosserkind gebore sal word wat die sonde van die wêreld sal wegneem en die krag van die dood sal ontbind, reg aan die begin van die Bybel. Jesaja 9 vers 5.
Want 'n kind, hoofletter, is vir ons gebore. En hierdie kind wat gebore is, word genoem wat? Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader en Vredevors. So in die boekrol is dit van my geskrywe, kyk ek kom. So is elke profesie in elke boek van die Bybel 'n vingerwysing na Jesus se geboorte en sy purpose toe, sy doel. Let op die doel van Jesus se koms, vers 7 tot 10. Toe het ek gesê, kyk ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, wat is die purpose, wat is die doel? Om u wil te doen, o God. So wat is jou doel? Om God se wil vir jou lewe te doen. Die krag van Jesus se bediening word vervul in die uitvoering van God se wil. Hoor wat sê in Johannes 5 vers 30. Ek kan uit myself, uit sy menslike staat, niks doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat wat? Ek nie my wil soek nie, maar die wil van my Vader wat my gestuur het. So wat het Jesus op die aarde kom doen? Wat het hy op die aarde kom doen? Hy het die wil van sy hemelse Vader kom soek en dit kom uitvoer. So wat moet ek en jy doen? Ons moet God se wil van my lewe soek en dit uitvoer. Hoor wat sê Johannes 6 vers 39, ek lees in die nuwe vertaling. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dubbelpunt, dat ek van almal wat, hierdie is kwaai hoor, luister mooi, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die doodheid sal laat opstaan. So wat is God se doel vir Jesus? Dat niemand verlore sal gaan nie, en dat almal tot die opstanding van die ewige lewe sal kan opstaan. Wat sê Paulus, wat is my en jou doel, wat is sy doel? Om Christus in my te openbaar aan 'n wêreld daar buite. Hoekom? Sodat hulle God kan vind, sodat hulle nie verlore sal gaan nie, en sodat hulle aan die einde van tyd uit die doodheid kan opstaan. Julle sal dit nie wonderlik wees as jy eendag in die hemel kom, en hier staan 'n klomp ouens opgestaan uit die dode, en hulle kan sê, hoorie, Here, dit is hierdie persoon, dit is sy, dit is hy het die saad gesaai, en God gaan sê, mooi so, getroue diensknegt, jy het my in jou lewe geopenbaar. Julle kan julle sien, as niks moeilik aan dit nie. Jy moet net God in jou toelaat, om Christus in jou te verteenwoordig, en aan die wêreld te gee, sodat hulle nie verlore sal gaan nie, en sodat hulle aan die einde sal opstaan. Die krag van Jesus se bediening word vervul in die uitvoering van God se wil. Hoor dit sê in 5 vers 30, maar ek kan uit myself niks doen nie, hoekom nie? Want hy sê, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van my Vader. Wat is die fokus hier? Lukas 19:10. Want die Seun van die mens het gekom, om wat te doen? Want die Seun van die mens, dis doel, want die Seun van die mens het gekom. Wat is die doel? Wat moet ek en jy doen? Kom ek vra julle, kom ons maak dit anders, kom ons maak die toets maklik. Wie van julle leef elke dag saam met mense wat Jesus nie ken nie? Nie leef nie, jy connect met mense. Kom aan, steek ek jou hand op. Wat behoort ek en jy te doen? Ons moet hulle nie 'n halwe kans. Onthou, jy kan nie vir hom kies nie, maar jy kan hom 'n geleentheid tot redding gee. Jy moet hom net 'n geleentheid tot die Here gee. Dit gaan 'n prys kos, maar as jy bereid om te sê, Here, laat U wil in my lewe geskied. Jy gaan 'n pad met so 'n persoon moet loop.
God se wil is dat geen mens verlore moet gaan nie. Wat sê Johannes in 3 vers 16? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Is dit nie maar God se doel vir my en jou lewe nie? Kom ek lees dit vir jou. Johannes 17 sê, soos my Vader my in die wêreld gestuur het, net so stuur ek julle ook in die wêreld. Wat was Jesus se laaste finale opdrag aan sy disippels? Wat is Jesus se laaste woorde voor hy in die hemel opgeneem word? Gaan dan heen. Maak disippels van wie? Nee, net die Afrikaner. Net die Afrikaner. Net die Afrikaner. Vrydag het iemand my so dik Bybel gebring, wat een van die pastore wat by ons weg is, het verval in daai teologie. Hy is so dik. Hulle eie Bybel. Sy gee vir my die Bybel, ek gaan vir jou baie maklik sê of hierdie Bybel nou, ek wil nie sê snert is of nonsens is nie, maar dit is dalk 'n bietjie kras. Of hierdie Bybel eg is of nie eg is nie, kom ons noem dit so. En ek vat net die inhoudsopgawe. Hoekom gaan ek so intoe? Want daai teologie haat Paulus. Want hulle sê Paulus het die kerk opgevoeter. Want God het net 'n uitgesoekte klomp mense wat hy wil red. Maar Jesus sê, gaan die hele wêreld in. En verkondig hierdie kosbare evangelie aan almal. Nou of sy oogies so sit, dis omdat hulle so baie rys het en hulle hou daai bakkie hier. Hy moet kan sien wat daar binne aangaan. En of sy oogies nou soos die Japanese sin sit, party is onder toe en party is boontoe. Of hy nou nie oë het nie. Hy sit op hulle oë en sit op hulle ore. Wat ook al. God sê, jy en ek is die lig van die wêreld. God sê vanmôre, weet jy hoe min mense hou van so 'n boodskap? Hulle haat dit. Want dit gee jou verantwoordelikheid. Nee, maar pastoor, ek kan nou nie met mense deel nie. Dan moet jy glad met iemand praat nie. Moet nooit met iemand praat dan nie. Want jy hoef nie hier 'n klomp goed te hê nie. Wat het jy nodig? Jy het Jesus se liefde nodig. En weet jy wat ek in my lewe geleer? Maak vir jou vriende. Deur hulle te help in hulle situasie. Die Bybel sê, maak vir jou vriende deur die onregverdige mammon. As jy sien dat jou bydra aan iemand se lewe kan iemand help om by God uit te kom, doen dit. Doen dit. Want die oomblik wanneer iemand sien, hoor jy, maar is iemand wat vir my omgee, dan raak hulle oop. En hulle begin met jou praat. En hulle vra vir jou, maar hoekom het jy dit gedoen? En dan hakel jy. Gaan jy vir hom kan sê, die Here het my lief, en ek wil jou lief, en dis die Here my lief het. Ok? Hy gaan nie omgee as jy hakel nie. Want hy sien Christus in jou. Here sê, vanmôre vir die kerk, want jy wonder, wat is God se doel met my? Paulus sê in Galasiërs die 5de hoofstuk, hy het my van my moeder se skoot af afgesonder, sodat hy deur my die lig aan die wêreld kan demonstreer, dat hy die sout van die aarde deur my kan wees. Hoekom? Sodat niemand verlore sal gaan nie, en almal tot redding sal kom, en die ewige lewe sal kan kry deur die opstanding uit die dode uit. Dan wonder jy, daar waar jy stop, en volgende jaar gaan ons al die evangelisasie boodskap wat ek die afgelope tyd gepreek het in 'n blaadjie vir jou kan gee. Kan jy goed laat druk. En jy gaan dit uitdeel. En as dit alles wat jy doen, dan doen jy dit. Maar daar waar jy dit uitdeel, praat met iemand, deel met iemand, sê, hoorie, hier is Jesus se liefde vir jou. Raak sensitief vir die Heilige Gees. Ek wil afsluit, ek kom my haas. Die doel van redding
is die opstanding uit die dood. Jesus het gekom om ons te dien, sodat ons gered kan word en uit die dood uit kan opstaan. Hiervoor was hy verneder, hiervoor het hy die prys betaal, hiervoor was hy voortdurend vervolg, en hiervoor was hy gekruisig. So mense, gaan jou wil kruisig, hulle gaan jou wil vervolg, hulle gaan jou wil sleg sê, maar bekommerd wees nie. Bly doen God se wil, al kos dit wat se prys. Doen dit. Al kos dit wat 'n prys. Want dan sal God jou beloon en jou oplig. Jesus betaal die hoogste prys om God se wil vir sy lewe te vervul. Watter prys is ek en jy bereid om te betaal? Die dag toe God vir my vra, wat kies jy? Die mantel of die ploeg? Toe het ek die grootste geleentheid in my lewe deur Liberty Life geskep, om 'n Afrikaanse tak in Liberty in Pretoria Straat te begin in die middestad. Ek en my vernoot. Ek het 24 uur bedank by LNR. Ek het 'n bestuurder in my restaurant aangestel. Ek het klaar gemaak om daai maandag op kursus te gaan. En daai sondag aand toe sê die Here vir my, wat kies jy? Geld, die rykdom van hierdie wêreld, die sukses van hierdie lewe, die polisse wat jy aan mense kan gee, of kies jy vandag die ewige lewe se polis? Wat kies jy? En hoe swaar dit ook al vir my was, het ek daai aan die prys betaal om te sê, ek kies die roeping. My vernoot het dit gevat. Hy is vandag suksesvol. Was nie God se plan vir my lewe nie. God se plan vir my was sy mantel. Dit kos 'n prys om God se wil te doen. Ek wil vir jou saamlees Matteus 26 vanaf vers 37. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud te word. Het Jesus geweet hy gaan kruis toe? Yes. Voor dit iewers ter hiervoor in die Bybel sê hy, hierdie beker wat ek drink, kan julle nie nou drink. En waar ek heen gaan, kan julle nie nou kom nie. Maar hier kry hom reg voor die kruisiging daai aand. En hy sê vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan, in die Bybel sê op 'n ander plek, soos ek mense ver met 'n klip kan gooi. En op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Het Jesus geweet hy gaan kruis toe? Wat gebeur hier? Jesus was nie bang vir die dood nie. Want die Bybel sê die dood kon Jesus nie vashou nie, want hy het geen sonde gehad nie. Hoekom is hy so benoud? Van die oomblik, wanneer hy die sondebok sou word, en die sonde van die wêreld op hom sal afkom, toe kom hy in 'n absolute benoudheid. Want wat het hy geweet? Hy het geweet wat hy gaan uitroep. My God, waarom het U my verlaat? Wat doen die tuin van Eden? Daar kom die gees van God wat in Adam was, wat elke dag met hom gewandel het. En die oomblik toe Adam sonde, toe kon die gees van God nie in die tempel bly nie, en die gees van God verlaat hom, en God dryf hom uit aan die buitekant van die tuin. En wat doen die gees van die Here? Daar kom die gees en hy roep, Adam, Adam, waarom het jy my verlaat?
Hier kom Jesus en hy speel die rol prentig en hy herstel alles wat verkeerd geloop het. En sy laaste ding wat hy moet doen is, die Gees van God moet terugkom. En die enigste manier hoe dit kan terugkom na my en na jou toe, as ons die prys, as ons geloof het in die prys wat hy sal betaal deur sy bloed, kind van die Here, as ons glo in die wonderwerkende krag van Jesus en sy naam, dan word die mure van sonde vir jou afgebreek en hy roep uit, my God, waarom het U my verlaat? En daardie oomblik was hy alleen, daar was niemand nie, niks kon saak maak nie, maar in die voorloop tot hy gebeure verander sy sweet en bloed, en hy kom by sy disippels, hierdie getroue vertrouelinge van hom, hierdie 3 wat saam met hom op pad geloop het, en hy gaan soek by hulle, net hierdie ondersteuning, om sy emosies op te bou, en wat kry hy by hulle? Hulle sit aan die slaap. Ek wil hê jy moet hierdie beginsel wat jy moet verstaan, in God se roeping is dit jy en God, nie en jy en ander mense nie. Want hulle gaan nie daar wees nie, hulle gaan nie verstaan wat God vir jou gesê het nie, hulle gaan jou probeer terughou, hulle gaan jou probeer ontmoedig. Hulle gaan vir jou sê, dit kan nie werk nie. Toe ek hierdie kerk gebou het, het die hele uitvoerende raad teen my gedraai, kind van die Here. Die hele uitvoerende raad, hulle het 'n besluit geneem. En gesê, ons gaan hierdie mannetjie uitsorteer, ons gaan hom op die rooi tapuit bring, want hy het 'n projek aangepak, wat hy nie oor gedink het nie, hy het nie die koste gaan bereken, die kind van die Here, maar ek weet vanmôre, om koste te bereken, is beter om na God toe te gaan, hoekom, in Arabië te gaan sit, en te sê, Here, wat wil jy moet ek doen, en hy het gesê, bou hierdie kerk in geloof, maar jy mag nie geld leen nie. En die staan hierdie gebou, het God geantwoord, yes. Hy het 'n roeping vir jou, hy het 'n doel vir jou. Maar wat gebeur met Jesus? In hierdie proses is die grootste pyn waardeur hy moes gaan, en hy roep uit en sê, Here, hoor dat sê hy hierso. Hy het 'n bietjie verder gegaan, die tweede keer dat hy gaan bid, en hy kom terug en hy sê, en hy bid en hy sê, die tweede keer, hy sê, maar nie my wil. Hy sê, kom ek lees hom van vore, weer het hy vir 'n tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, maar laat U wil geskied. Hy gaan terug en hy vind hulle weer aan die slaap. Want hulle oë was swaar. 'n derde maal gaan hy, en hy gaan bid hierdie selfde woorde. Daarna staan hy op in vers 45. En hy kom by sy disippels, hoor wat sê hy vir hulle. Slaap maar voort. Kyk, die uur is naby, dat die Seun van die mens oorgelewer gaan word. Hy vind berusting in die teenwoordigheid van God, kry hy oorwinning oor sy stryd. Want as Jesus nie daai beker gedrink het nie, dis nie die beker van die dood alleen nie, dis die beker om weg te wees van die gees van God af, om vir daardie oomblik afgeskei te wees. Wat gebeur toe hy uitroep, dit is volbring, in U hande gee ek my gees oor. Wat is die volgende en laaste ding wat gebeur? Die skeidingsgordyn in die tempel skeur van bo tot onder oop. Vir een eenvoudige rede. God wou neerbuig. En versoen hy homself in Christus Jesus deur sy bloed. As Jesus nie die prys betaal het nie, so ek en jy nie vandag hier gesit het nie. As Jesus nie sy doel vervul het nie, want wat het hy nou gebid? Dat niemand verlore sal gaan, maar dat almal die ewige lewe sal beerwe, met ander woorde sal opstaan uit die dood uit. As hy dit nie gedoen het nie, wat sou gebeur het? Die dood sou vir ewig geheers het.
En dit besef Paulus in Galasiërs die 5de hoofstuk. God het my van geboorte af geroep om Christus in my aan die heidene voor te stel. Jy sit vanmôre hier. God wil homself in jou aan die wêreld daar buite tentoonstel. Maar dit gaan 'n prys kos. Dit kos 'n prys. Dit kos 'n prys. En partykeer voel dit of jy dit net nie kan maak nie. Maar as jy gaan aanhou, gaan die Here vir jou voorsien. Hy gaan jou deurdra. Mag die Here vanmôre net hierdie saad in jou hart sit, sodat ek en jy kan besef, ek het 'n roeping. En my roeping is, Christus in my, die hoop tot hierdie wêreld. So jy mag nooit weer vir my sê, ek weet nie wat ek vir God moet doen nie. Vat Galasiërs 5, plak dit op jou yskas. Want ek weet baie van julle maak baie draaie by die yskas, sodat jy dit kan leer. Mag die Here jou genade gee in hierdie kersseisoen wat voorlê en jou deurdra en beskerm en behoed. Maar in hierdie kersseisoen leef jou goddelike doel uit tot sy verheerliking. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir die woord. Ek wil vra, Here, dat U Paulus se woorde diep in ons hart vandag sal vestig. Dat God van geboorte af elkeen van ons voorbeskik het, want hy geweet het, ons sal ons harte aan hom gee, om Christus in en deur ons aan die wêreld te verkondig. En Here, in wat hoedanigheid, en wat 'n gawe dit gaan wees, dit sal net U en die persoon weet. Maar dit is die hooflyn, dit is die hoofdoel, dit is die hooffunksie wat ek moet nastreef, sodat almal wat U my gee nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe, sal opstaan uit die dood uit, in die laaste dag. En Here, ek wil vra dat U uit genade net die naprediker van hierdie boodskappe sal wees. En dat elkeen wat vanmôre hier sit, Here, sal besef, wat sê Paulus vir my en vir hulle? Christus wil homself in en deur ons lewe aan 'n wêreld demonstreer. En Here, die enigste manier hoe ons daarin sal slaag, is om letterlik in liefde uit te reik na alle mense, Here, met ons gawens uit te reik na alle mense, met ons hulpbronne uit te reik na alle mense wat ons kan, Here, tot verheerliking van U naam. Ek wil bid, Here, vat vir alle vooropgestelde idees in ons kop weg, en gebruik elke persoon tot hierdie mate, waarin U vir hom of vir haar geroep het, en hulle voorgemaak het, om Christus Jesus aan die wêreld te bring. Ek vra dit in Jesus se naam. En die volk van die Here sê amen. Gaan in sy vrede en sy liefde. Wat is jou doel? Christ in me. The hope of glory. Okay. Baie dankie, die Here seën julle. Kom ons drink 'n koppie koffie saam.